Goeiedag familie in Christus en baie welkom by nog 'n erediens en dit is vir my lekker om weer saam met julle te kan kuier. Vandag se tema is 10 beloftes van die Heilige Gees. Kom ons word vir 'n oomblik net stil en bewus van God se teenwoordigheid daar waar ook al jy vandaan hierdie boodskap af luister vandag. En kom ons luister na een van God se beloftes in die Ou Testament wat vervul is deur die Heilige Gees. Esegiel 36. Ek sal julle 'n nuwe hart en 'n nuwe gees gee. Ek sal die kliphart uit julle liggaam uithaal en julle 'n hart van vleis gee. Ek sal my gees in julle gee en ek sal maak dat julle volgens my voorskrifte leef en my bepalings gehoorsaam en nakom. En dit is die God van beloftes wat jou vanoggend wil groet en sê genade, liefde en vrede vir jou. Kom ons antwoord op God se genade groet deur saam 'n loflied te sing. Het jy al ooit gewonder hoekom daar so baie mense deesdae is wat net besluit hulle wil nie meer iets met God te doen hê nie, dat hulle nou van God af wil wegloop? En met my kontak met hierdie mense kom ek twee dinge agter. Die eerste ding is hulle is teleurgesteld in God omdat God nie iets gedoen het wat hulle gevra het nie. En tweedens, hierdie mense het baie hoekom vra. En die vraag eintlik wat ons onsself moet vra is, hoe kan ek in 'n verhouding met God leef sodat ek nooit teleurgesteld aan God kan wees nie? Wel, dis eenvoudig. Ons moet net nie vir God iets vra wat hy nie beloof het nie. En hoe weet ons wat het God beloof en nie beloof nie? Ons moet tyd in sy woord spandeer. En in die Bybel word God geopenbaar as 'n drie-enige God wat na ons toe kom met beloftes. En in ons verhouding met Christus kry ons toegang tot al hierdie beloftes van God die Vader, God die Seun en God die Heilige Gees. En ons lees in Efesiërs 1 vers 14 dat die Heilige Gees is die waarborg dat ons ook verder sal ontvang wat God beloof het. So ek wil julle vandag kom uitnooi en sê kom stap saam met my in God se woord en kom ons ontdek 10 beloftes van die Heilige Gees in Johannes 14 vers 15 tot 27. So ons gaan dit nou saam lees en ek wil jy moet terwyl ons dit lees, kyk watter beloftes van die Heilige Gees jy kan raak sien. Ek is seker jy gaan dalk meer as 10 kan raak sien, en dalk sien jy 'n paar raak wat ek nie raak gesien het nie. Dan wil ek hê jy moet dit sommer in die comment area daarby sit, as ek dalk enige gemis het. So kom ons lees saam. Johannes 14 vers 15 tot 27. As julle my liefhet, sal julle my opdragte uitvoer, en ek sal die Vader vra, en hy sal vir julle 'n ander voorspraak stuur, om vir ewig by julle te wees, naamlik die Gees van waarheid. Die wêreld kan hom nie ontvang nie, omdat hulle hom nie sien en hom nie ken nie, maar julle ken hom, omdat hy by julle bly en in julle sal wees. Ek sal julle nie as weeskinders agterlaat nie. Ek kom weer na julle toe. Nog net 'n klein rukkie en dan sien die wêreld my nie meer nie, maar julle sien my, omdat ek lewe en julle sal lewe.
Daardie dag sal julle weet dat ek in my Vader is en julle in my en ek in julle. Wie my opdragte het en dit uitvoer, dit is hy wat my lief het. En wie my lief het, hom sal my Vader lief hê, en ek sal hom ook lief hê en my aan hom openbaar. Judas, nie Judas Iskariot nie, vra toe vir hom: Here, hoe kom dit dat u aan ons gaan openbaar en nie aan die wêreld nie? Jesus antwoord hom: As iemand my lief het, sal hy my woorde ter harte neem, en my Vader sal hom lief hê, en ons sal na hom toe kom en by hom woon. Wie my nie lief het nie, neem my woorde nie ter harte nie, en die woorde wat julle hoor, is nie myne nie, maar die Vader se wat my gestuur het. Dit sê ek vir julle terwyl ek nog by julle bly. En wanneer die Vader in my naam die voorspraak, die Heilige Gees stuur, sal hy julle alles leer en julle herinner aan alles wat ek vir julle gesê het. Vrede laat ek vir julle na, my vrede gee ek vir julle. Die vrede wat ek vir julle gee, is nie die soort wat die wêreld gee nie. Julle moet nie ontsteld wees nie, en julle moet nie bang wees nie. Kom ons begin. Belofte nommer 1. Die belofte van God se karakter. Ons lees in vers 16, Jesus sê: Ek sal die Vader vra en hy sal vir julle 'n ander voorspraak stuur. Nou wie is hierdie voorspraak? Hierdie woord, die Griekse woord parakletos, kan vertaal word met voorspraak, helper, vertrooster en bemoediger. So deur die Heilige Gees kom wys God vir ons 'n element van sy karakter. En dink dit vir 'n oomblik hieraan, dat as ons lewens net die hele tyd lekker was en dit net die hele tyd voorspoed was en nie geen teëspoed nie, sou ons hierdie element van God se karakter gemis het. En God wil hê ons moet hom ken bo enigiets anders. Nommer 2, die belofte van God se teenwoordigheid. Vers 16 lees ons ook dat hy die Gees vir ons gaan stuur om vir ewig by ons te wees en ook in ons te wees in vers 17. So die Heilige Gees gaan nie net partykeer by ons wees nie. Die Heilige Gees is elke oomblik van ons lewens by ons en ook nou op hierdie oomblik. Belofte nommer 3, beloftes van waarheid. Ons lees in vers 17, die Gees is 'n gees van waarheid. Ons hoef nie meer die leuns te glo wat mense oor ons gespreek het nie. En ons lees in Johannes 8 vers 32, die waarheid maak ons vry. En ek wil hê jy met die Heilige Gees vra vandag, as jy dalk tyd het, om die leuns wat jy dalk glo oor jouself of oor God of oor ander mense, dat hy dit sal vir jou kom uitwys, sodat jy daai leuns kan wegskuif en in Jesus se waarheid kan leef. Want die waarheid wil jou kom vrymaak. God wil jou kom vrymaak. Belofte nommer 4. Die belofte van 'n persoonlike verhouding met God. Ons lees in vers 17, die wêreld kan hom nie sien nie en hom nie ken nie, maar julle ken hom, omdat hy by julle bly en in julle sal wees. Die voornaamwoord wat hierso gebruik word vir die Heilige Gees is nie dit nie, dit is hy en hom. In ander woorde, die Heilige Gees is 'n persoon en dit impliseer 'n persoonlike verhouding met die Heilige Gees. Ons kan God persoonlik ken as ons bemoediger en helper en vertrooster. Belofte nommer 5. Die belofte van 'n Vader. Vers 18 lees ons, Jesus sê, ek sal julle nie as weeskinders agterlaat nie, en hy stuur vir ons die Heilige Gees om vir ons te bevestig ons is kinders van God. Dis een van die eienskappe van die Gees. Ons lees dit in Romeine, nou moet ek mooi dink Romeine 6 wat sê, ek sal julle nie, die Gees wat julle ontvang, maak julle nie tot slawe van vrees nie, maar maak julle kinders van God. Nommer 6, die belofte van geloof sekerheid. En dit breek my hart dat daar soveel Christene is wat onseker is of hulle gered is, en die Heilige Gees wil ons kom sekerheid gee. Daar staan in vers 20, daardie dag sal julle weet dat ek in my Vader is en julle in my en ek in julle. Daar staan nie julle sal wonder nie of julle sal
miskien weet nie. Jesus sê ons sal weet dat die Heilige Gees in ons is. Die Heilige Gees verwyder enige twyfel wat ons het oor ons verlossing en oor God se karakter. Belofte nommer 7. Die belofte van 'n onderwyser. Ek weet 'n onderwyser is op die oomblik 'n baie skaarse kommoditeit en ek dink hulle waarde gaan opskuif na hierdie pandemie, want ouers besef, o ja, ek het 'n onderwyser nodig meer as ooit in hierdie tyd. En ek hoop julle salarisse gaan op, onderwysers. Regtig, julle werk baie hard. Maar Jesus beloof vir ons, die Heilige Gees is ons onderwyser om ons ook te leer. En ons lees in vers 26, wanneer ons die Heilige Gees ontvang, sal hy julle leer en julle herinner aan alles wat ek vir julle gesê het. En hierdie ek is nie my ding nie, is Jesus. So die Heilige Gees leer ons oor Jesus, om hom te leer ken vanuit sy woord. Goed, en die Heilige Gees, dink gou vir 'n oomblik hier aan, die Bybel is die enigste boek wat jy kan lees terwyl die outeur by jou is, naamlik die Heilige Gees. So dis my gebed ook, dat die Heilige Gees vir jou die woord sal oopbreek in jou stilte tyd. Belofte nommer 8, die belofte van Jesus se vrede. Vrede laat ek vir julle na, my vrede gee ek vir julle. Die vrede wat ek vir julle gee is nie die soort wat die wêreld gee nie. Julle kom maar, kry net gou hierdie slideshow aan die gang. As hy die vrede van Jesus is anders as die wêreld se vrede, want die wêreld se vrede word bepaal deur my omstandighede of my besittings of my gesondheid, maar die vrede wat Jesus gee word bepaal deur die Heilige Gees, en hy is 'n gees van vrede, en binne ons verhouding met die Heilige Gees kan ons rus en kan ons altyd konstant wees in ons verhouding met God en in ons vlak van vrede. Belofte nommer 9, die belofte van emosionele genesing. Vers 27 sê Jesus, julle moet nie ontsteld wees nie. Nou daai frase ontsteld beteken letterlik julle harte moet nie ontsteld wees nie. En dit verwys na ons denke en ons emosies. En die Heilige Gees gee vir ons 'n belofte dat God vir ons volkome emosionele en psigiese genesing wil en kan gee. Dit beteken nie dit gaan in 'n oogwink genees word nie, maar God gee vir jou 'n belofte dat hy 'n pad saam met jou gaan stap, want dit is 'n persoonlike verhouding met die Gees, dalk 'n lewenslange proses om ons gedagtes en ons emosies te vernuwe. En ons het ook 'n verantwoordelikheid hierin. Maar ons kan weet, dis 'n belofte van God. Belofte nommer 10, die belofte van waagmoed. Vers 27 staan daar, en julle moet nie bang wees nie. En letterlik wat daar staan is, ons moet nie lafhartig wees nie. Dink aan lafhartig, iemand wat weghardloop. Die Heilige Gees wat God gee, maak ons immers nie lafhartig nie, sê 2 Timoteus 1 vers 7, maar dit vul ons met krag, liefde en selfbeheersing. Krag om dit wat ons bang maak in die oë te kyk en aan te vat, liefde om dit wat ons bang maak vir Jesus te gee, want sy liefde is groter as dit wat ons bang maak, en ook selfbeheersing om dit wat ons bang maak nie toe te laat dat dit ons beheer nie, maar dat ons die selfbeheersing sal hê, dat die Heilige Gees ons sal lei in daardie situasies. En ek glo hierdie twee van emosionele genesing en waagmoed is so van toepassing in vandagse tyd waarin ons leef, en weet dit is 'n proses, maar weet ook dit is 'n belofte van die Heilige Gees. En dit was die 10 beloftes van die Heilige Gees. Ek seker jy sal nog 10 kan ontdek op jou eie tyd, en daar is wel een ding wat Jesus van ons verwag, 'n verantwoordelikheid van ons kant af om binne hierdie beloftes te leef, en dit is liefde. Vers 15 sê Jesus, as julle my liefhet, sal julle my opdragte uitvoer. En hierdie opdrag sê Jesus van ons in Johannes 13 vers 34, ek gee vir julle 'n nuwe gebod. Julle moet mekaar lief hê, soos ek julle lief het, moet julle mekaar ook lief hê. Die sleutel om binne hierdie beloftes te leef is liefde vir God en liefde vir ons naaste. En ek wil ons uitdaag om ook ons gebede te verander, sodat met elke gebed wat ons bid, God sal ja sê.
En die manier hoe ons dit kan weet is as ons God se beloftes begin bid. Dan kan ons weet, omdat God dit beloof het, is God se antwoord dan natuurlik altyd ja, mits ons dit bid. So ek wil julle kom uitdaag en ek wil hiermee afsluit vandag, waar ons saam gaan bid, maar ons gaan dankie sê vir elkeen van hierdie beloftes. So ek gaan 'n reeltjie bid, en dan wil ek julle geleentheid gee om dit net te herhaal. In jou hart of hardop, dit is jou keuse. Kom ons bid saam. Here ons God, dankie dat U my helper, vertrooster en bemoediger is. Dankie dat U elke oomblik by my is deur die Heilige Gees. Dankie dat U my lei in waarheid en help my om die leuns wat ek glo weg te skuif. Dankie dat ek in 'n persoonlike verhouding met U kan leef. Dankie dat ek deur Christus U kind kan wees. Dankie dat die Heilige Gees my verseker van my verlossing. Dankie dat U woord en Gees my leer in U waarheid. Here Jesus, dankie vir U bonatuurlike vrede. Dankie dat U 'n pad van genesing met my stap. En dankie vir U Gees van krag, liefde en selfbeheersing. Vader, vergewe my waar ek U beloftes vergeet het, en Heilige Gees, help my om vas te hou aan elke belofte wat ons het in Jesus Christus ons Here. Amen. Goed, voor ek julle groet met die seëngroet, wil ek net 2 afkondigings maak, en nommer 1 is, ek mis julle, en ek sien uit vir daai eerste Sondag waar ons, ek weet nie of ons eers by die diens gaan uitkom nie, want ons gaan omtrent net braai en kuier, so ek sien baie uit daarna. En tweedens wil ek net baie dankie sê namens myself en die kerkraad vir elkeen van julle se getroue finansiële bydrae. Dit is regtig net 'n genade op genade, en ja, dit is net ook uit julle gehoorsaamheid, en ons dank julle daarvoor en vra ek dat julle sal getrou julle finansiële bydrae gee, soos die Heilige Gees julle ook lei. En dan wil ek julle nou groet. Mag die liefde van God ons Vader, die genade van ons Here Jesus Christus en die beloftes van die Heilige Gees by julle elkeen wees. Amen.